Ons gesels hierdie week oor bou betekenisvolle verhoudings om te kan floreer. En vandag se tema is verhoudings deur liefde. Een van die dele van my bediening is om ook begrafnisdienste, oftewel dan roudienste te lei. Wat 'n mens baie gou ervaar as jy voor 'n groep mense staan wat die diens bywoon, is watter emosies in hulle leef. Jy kan sien van voor af wie ongeërg die oorledene se dood hanteer en wat net die diens bywoon uit een of ander gevoel van verpligting. Maar jy kan baie duidelik ook sien wie 'n diep liefde vir die oorledene het. Dit kan nie regtig weggesteek word nie, want in 'n brose oomblik van afskeid neem, word liefde waarskynlik die helderste sigbaar. In 1 Korintiërs onderrig Paulus die kerk in Korinte. Hulle is verdeeld en hy skryf aangrypend oor liefde wat daar moet heers as jy 'n volgeling van Jesus is. Ons lees in 1 Korintiërs 13 vers 4 en daar's nog heelwat meer daaroor wat hy sê, maar ons vat net vers 4. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Nou kom ons gebruik vandag net hierdie 5 aspekte van liefde wat hy noem en kyk op watter mate jy vandag hierdie tipe liefde kan beoefen met die hulp van die Heilige Gees. Byvoorbeeld, wees geduldig. Toon liefde deur geduldig te wees met iemand wat jou frustreer en reageer kalm. Wees vriendelik, tweede ene. Doen 'n vriendelike daad soos 'n bemoedigende boodskap wat jy vir iemand stuur of iemand wat jy net help. Derdens, vermy afguns. Vier iemand anders se sukses, veral die mense vir wie jy liefde kan betoon, soos 'n vriend of jou geliefde se prestasie, en dit sonder jaloesie. Vierdens, moenie groot praat nie. Deel jou prestasies met nederigheid en fokus eerder op die ander een se waarde in die gesprek. 'n Laaste ene vanuit ons teks. Wees nie verwaand nie. Stel die ander persoon se behoeftes eerste, soos om tyd te gee aan 'n geliefde, eerder as om net op jou eie agenda te fokus. Onthou, die persoon leef nog en is baie beter om nou jou liefde te wys vir iemand as by 'n begrafnis. En bovendien, dit help jou floreer. Lief geïnspireerd.